Welkom by Fairland Gemeente, die gemeente wat 'n geestelike tuiste bied vir oud en jonk, waar u kan staatmaak op kwaliteit pastorale versorging en kontekstuele prediking vir eie tydse mense. Geniet u tyd saam met die woord van die Here. Kom ons word dan ook net eers stil en ons begin hierdie erediens ook in die teenwoordigheid en in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat vir jou en my ken, wat ons in sy hand vashou. Kom ons word stil voor hierdie God. Hemelse Vader, Here Jesus, dankie dat ons nou kan buig voor U en daardeur Here U kom erken as die God en koning van ons lewens. Here, ook wil ons in hierdie erediens U woord neem. Dit gaan oor dink en daaroor gaan praat. En daarom bid ek, Here, dat U ook ons harte nou sal kom ontvanklik maak, sodat ons, Here, U stem en niks anders sal hoor in hierdie erediens. Kom seën ons saam wees so rondom die woord van die Here. Amen. Geliefdes, die Here wil ook vir jou kom goed en verseker van sy liefde, van sy genade en van sy barmhartigheid. Wees ook daarom gegroet van hom, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien en te eer met ons sang. Ons gaan hierdie pragtige lied sing, Vonk 159. Die woorde gaan op die skerm verskyn met die begeleidende musiek. Kom ons sing net waar jy self mag nou bevind. Hierdie pragtige lied tot eer van die Here. Vonk 159 tot eer van die Here.
Baie dankie dat u ook op hierdie manier saam met ons nou die Here se naam groot gemaak het. Ons het nou ook geleentheid om die Here te eer met ons dankbaarheid en ons dankoffer. Die bankbesonderhede van die NG Kerk Verulam verskyn dan ook nou op die skerm. Baie dankie dat u op hierdie wyse ook die gemeente ondersteun en die dankbaarheid ook teenoor die Here kom betoon het. Wees verseker dat u bydra en u dankbaarheid hierdie gemeente in staat stel om haar roeping ook dan so uit te leef. Ek wil by die geleentheid stil staan en met u kom deel uit die woord van die Here, eintlik meer die verhaal ook van Johannes die Doper. En ek wil begin deur eenvoudig vir jou en my te kom vra vandag. As ons vir mekaar moet sê, wie is die belangrikste persoon wat jy ken? Of wie is die persoon wat dalk die grootste invloed in jou lewe sal hê vandag? Wie sal dit wees? Sal jy lank dink? Sal jy moeilike keuse hê om tussen 3, 4 dalk te kies? Of sal jy dalk oombliklik kan antwoord? Wat sal die maatstaf wees wat jy sal gebruik om daardie persoon uiteindelik jou finale keuse te maak? Ek wonder wat sou gebeur het as ek en jy vandag ook na die Here toe gekom het en vir die Here gevra het, wie is in jou oë die belangrikste persoon? Wie is daardie persoon, Here, wat vir jou uitstaan? Wat sou jy sê, wat sou die Here geantwoord het? Kom ek neem jou na die antwoord van die Here in Matteus 11 vers 11 op hierdie vraag. Die Here sê hier vir ons, dit verseker ek julle, onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie. En tog is die geringste in die koninkryk van die hemel groter as hy. Niemand is groter, sê die Here vir ons, wat gebore is as Johannes die Doper. En ek wonder hoekom sou hy dit gesê. Maar as jy dalk gaan kyk na die lewensverhaal van hierdie man, dan sal ek en jy ook vandag kan iets verstaan hoekom God hom beskou het as die belangrikste persoon. En daarom wil ek by die geleentheid hierdie verhaal van Johannes die Doper ook aan u kom meedeel en kom deel met u, sodat ons ook hieruit kan leer wat die Here vandag vir ons ook in hierdie tyd waarbinne ons staan wil kom sê. 'n Verhaal wat begin by Lukas 1 vers 11 tot 17. Sagaria, Johannes se pa, wat 'n besoek ontvang van 'n baie belangrike engel, Gabriël, om vir hom hierdie nuus van sy seun se geboorte te kom oordra. En hy sê vir hom, Sagaria, jy sal 'n seun ontvang van die Here, wat groot blydskap en vreugde vir die Here sal bring. Jy sal 'n seun in die wêreld bring wat baie mense oor bly sal wees. Wat iemand sal wees wat in die oë van die Here nogal belangrik sal wees. Hy sal gevul wees met die Heilige Gees. Hy sal baie van hierdie volk wat afgedwaal het, weer laat terugkeer na die Here toe. Sagaria, jou seun, Johannes, sal iemand wees wat beskik oor dieselfde krag as wat in Elia geleef het. 'n Krag wat vaders en kinders weer bymekaar gebring het en hulle versoen het. En ongehoorsaam is en afvallig is, weer laat terugkeer op die pad van die Here toe. Noodloos om te sê dat Sagaria dit nie mooi verstaan nie. Inteendeel, die verhaal gaan verder en sê hy uiteindelik stom geword. Hy kon nie praat na hierdie aankondiging nie. En dan lees ons die geboorte van hierdie man, Johannes.
in Lukas 1 breedvoerig word vir ons vertel. Daar word gesê dat mense het opgewonde geword toe Elisabeth sy ma vir hulle vertel het dat sy nou hierdie kind in die wêreld gaan bring. En baie het haar vreugde kom deel. Uiteindelik is hierdie kind op 8 dae besny. En toe hulle sy naam moet gee, vra almal vir Sagaria, of vir Elisabeth, wat die kind se naam moet wees. En sy sê hy moet Johannes genoem word. Tot hulle verbasing, hulle sê maar, hoe is dit moontlik? Hy moet eintlik Sagaria genoem word volgens die tradisie, na die pa vernoem word. En hulle vra toe in gebaretaal vir Sagaria, wat hy vernoem moet word. Hy vat 'n bordjie en hy skryf daarop, sê die verhaal vir ons, die naam Johannes. En wat gebeur? Oombliklik het Sagaria begin praat en sê die woord het die Here begin loof en begin prys. Hierdie kind in die oë van die Here, die belangrikste een wat gebore is. Sy pa wat nou dit beleef en ervaar. En dan gaan hierdie geboorteverhaal oor in 'n loflied. En ons lees ook in Lukas 1 vers 76, Sagaria se loflied oor hierdie seun van hom wat gebore is. Kom ek lees vir jou hoe hierdie man wat verstom was en nie kon glo wat die engel Gabriël vir hom gesê het nie, uiteindelik kom getuig oor hierdie kind. En jy kindjie, 'n profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uitgaan om sy pad gereed te maak. Johannes, jy sal in gehoorsaamheid die Here se roepstem gaan uitleef. Jy sal iemand word en wees, dit wat God oor jou gedroom het. En nou gaan die verhaal verder. Dit word toe iemand so, maar 'n tragiese einde van hierdie verhaal. In Lukas 3 lees ons die aangrypende verhaal waar Johannes se evangelie en sy verlossing en sy roeping begin en sy prediking. Op 'n vreemde plek in die woestyn. Dink almal het verwag dat hierdie Johannes wat so 'n belangrike persoon was in die oë van die Here en geroep is om vir hom paaie te kom bou in hierdie wêreld en sy verlossingsplan in die wêreld weer bekend te gaan maak, sou dit mos gedoen het iewers in Jerusalem waar hy 'n mooi tempel kon gebou het dalk en skares kon getrek het. Nee. Hy beweeg uit na die woestyn toe waar die volk uitgelei is. Maar ironies genoeg ook die woestyn waar die Here se prediking en bediening begin het. Staan hierdie jong man en hy moet daar die woord van die Here gaan verkondig. Nie maklike omstandighede nie die ideale wêreld waarbinne dit moet gebeur nie. En tog moet hy gehoorsaam wees wat hy wel is. En ons lees dat skares het hom begin agtervolg daar in die woestyn. En hier is die interessante, die eerste groep mense wat hom gevolg het en by hom kom staan het en van vra Johannes, wat moet ons nou kom doen? Is die sogenaamde kerkmense van daardie tyd. Mense wat die tempel in stand gehou het en tempeldiens geëer het, wat die woord van die Here geken het, wat alles gedoen het wat hulle gevra is. Wat alle rituele in stand gehou het. En wat sê Johannes vir hulle? Hy sê vir hulle, julle slange, wie het julle oortuig dat deur dit te doen, julle dink julle sal die toorn en oordeel van God kan ontvlug? Hoor jy dit? Johannes, die belangrikste man in die oë van die Here, sy geroepene, sê vir die kerk van daardie tyd, stop. Moenie langer speel en God probeer beïndruk nie. Maar dien hom en eer hom vir wie hy is. Dra vrugte, sê die woord in Lukas 3, wat by die bekering pas. Anders sê Johannes,
sal die byl wat gereed lê, die einde bring aan hierdie boord en boom wat nie vrugte dra nie. En kom 'n tweede groep mense daar in die woestyn aan by Johannes en hulle stop hom en sê vir hom, maar wat moet ons nou doen? Dis die minste van minste mense, dis die armstes van die armstes. Hulle het gedink hulle kan niks meer doen nie. Hulle het te min om te gee. Wat sê Johannes vir hulle? Nee, jy het nog 2 kledingstukke. Jy moet die een kom deel vir die wat nie het nie. Hoor jy dit? Op hierdie pad wat Johannes moet kom uitwys vir ons as kerk van die Here, die groot gevaarteken, moenie langer kerk speel nie. Jy wat dink jy te min, kom gee wat jy het, wat jy die hand van die Here ontvang het. Want dit is wat die Here van ons vra. Toe kom die ryk mense daaraan, die tollenaars van daardie tyd, en hulle vra vir hom, wat moet ons doen om gedoop te word? En in Lukas 3 vers 12 lees ons, meneer, wat moet ons doen? Vers 13 kom Johannes die doper en sê vir hulle, moenie meer invorder as wat vir julle vasgestel word nie. Jy wat het in oorvloed, moenie langer uitbuit by mense wat niks het nie. Moenie neerkyk op mense nie. Moenie jouself verryk ter wille van ander mense nie. Maar dien die Here en dien hierdie mense op so wyse dat jy ook uit hierdie posisie wat die Here jou mee geseën het, kan kom gee om gebruik te word tot eer van die Here. Nou stap die ander manne nader en hulle sê vir hom, dis die soldate wat beskryf word, die maghebbers van daardie tyd, die wat die wêreld beskerm het. En hulle vra maar, wat moet ons kom gee? Ons wat hierdie hele stad en sy mense beskerm. En ons lees die volgende, hy sê in vers 15, hy antwoord hulle, moet van niemand deur geweld of vals aanklag geld afpers nie, maar wees tevrede met julle betaling. Hoor jy dit? Dis so asof Johannes dalk vir ons hier in Suid-Afrika vandag hierdie woord bring. Jy wat sit in 'n posisie van gesag, waar jy bewaar en beskerm, moenie die oortreder afpers nie, en geld hom toeëien wat nie aan jou behoort nie. Maar geef hom die ruimte en die leefwyse om ook saam met jou die Here te kan dien en te kan loof en te kan prys. Beskerm hom, wees daar waartoe God jou geroep het en doen wat jy moet doen op so wyse dat jy ook die Here sal verheerlik en sal vereer. Harde woorde wat hierdie Johannes sê op hierdie pad wat hy bou daar in die woestyn. En tog betaal hy duur prys, want in Matteus 11 lees ons die aangrypende woorde. Hierdie man wat so onverskrokke die woord van die Here gaan verkondig het, wat deur God beskou is as die belangrikste man wat ooit gebore is, sit in die tronk. Die prys het te hoog geword om te betaal. Hy het begin wonder en twyfel of dit nog die moeite werd is. Dalk ook die ervaring wat ek en jy vandag het, as kerk van die Here. Ek lees hier in die verhaal van Johannes in die tronk, en hy stuur toe mense uit om vir die Here te gaan vra. En hoor wat vra hy vir die Here. In Matteus 11 vers 3, is U, die Here, die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Hoor jy dit? Here, wat ek gesê en gedoen het, onverskrokke, gehoorsaam gewees aan U. Is U die een wat moes hier wees? Of twyfel ek, Here, of kan ek iemand anders verwag? Menslik, nie? Ek en jy twyfel baie keer oor God se roeping in ons lewe. Of die kerk nog relevant is in die tyd waarin ons lewe. Dit nog die moeite werd is. En hoor wat antwoord die Here vir hom.
in hierdie tyd. Hy sê toe vir hulle in vers 4, dis nou die mense wat die boodskap gebring het van Johannes die Doper, gaan vertel vir Johannes, en hoor nou hier, julle hoor en sien, blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig. Johannes, kyk om jou, sien wat gebeur, iets wat begin bruis in hierdie wêreld, mense wat opstaan, wat honger is, en wat kan eet, wat dit nooit sou kon doen nie. Hier is mense wat blind was, wat kan sien. Hier is dooies wat kan lewe tot eer van my naam. Hier is siek mense wat gesond geword het. Die Here het ingegryp in hulle lewe en het radikaal verander. Sien jy dit raak, Johannes? Want op hierdie pad word die beloning nie bereken deur die pragt en praal wat die wêreld bied nie, maar wat ek op 'n wonderbaarlike manier in mense lewens teweegbring. En daarom kom sê die Here vir hom in vers 6, en gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. Die ou vertaling praat nog van salig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. So eie aan mens wees. So eie in die tyd waarin ons vandag staan. Here, wat gaan van die kerk word? Wat gaan van my en jou word? Vra baie vir ons. Is dit die moeite werd? Hoor die Here ons nog as ons smeek en vra na hom? Jy kan twyfel oor baie dinge, sê die woord. Jy kan twyfel oor hierdie mooi land van ons se toekoms. Jy kan twyfel oor die eie kinders se toekoms. Jy kan twyfel oor jou eie lewe. Maar een twyfel wat te ver gaan, is 'n twyfel aan die Here wat die lewe en hierdie wêreld in sy hand het. Dan twyfel ons een tree te veel. En mag die Here ons help om ook geloofsoë te hê in hierdie tyd. Om rondom ons te kan kyk en te kan sien wat God doen. Die Here het vir Johannes geroep. Sy pa het kom bevestig. Hy het hom uitgestuur op 'n pad om onverskrokke die woord te gaan verkondig. Die resultaat is daar. Johannes, op hierdie pad is die beloning nie hier waar ek nou staan dalk nie. Want die beloning lê in die eindpunt van hierdie pad is nie hier op aarde nie, maar in die hemel. Daar's baie bloed al gestort op hierdie pad, Johannes, en baie sal nog bloed laat vloei en stort op hierdie pad. Baie het gesterf op hierdie pad, Johannes. Die prys is duur wat ons moet betaal, maar die beloning wat vir my lê en wag, as ek daar kan wees om in die ewige teenwoordigheid van die Here te wees, is ver bo die waarde van dalk dit wat die wêreld vir my bied. Vir jou en my vandag, wat wil hierdie verhaal van Johannes vir ons kom leer? Die Here het ons uitgekies as sy kinders. Hy het ons kom roep om 'n pad vir hom gelyk te maak, om in gehoorsaamheid hom te volg en te dien. Moet nie twyfel aan hierdie God nie, want hy is in beheer van hierdie wêreld. Ek en jy is nog vir hom te belangrik. Ek en jy kan dalk begin twyfel aan hom, maar hy sal nooit in jou en my twyfel nie. Daarvoor het God ons te lief as sy kerkie op aarde. Kom ons gaan leef dan op hierdie pad, op pad om ook die beloning in die hemel te ontvang, met die wete dat God elke oomblik my in sy hand hou. Mag die verhaal van Johannes vir jou en my ook in hierdie uitdagende tyd van vandag
in woord en daad 'n voorbeeld wees om die Here te dien ten spyte van wat kan gevra word. Amen. Hemelse Vader, dankie vir die woord. Dankie Here vir hierdie voorbeeld van Johannes die Doper. En leer vir ons Here ook om op te staan en in gehoorsaamheid U elke oomblik te gaan dien en te volg. Kom seën vir ons as die kerk op aarde. Kom neem ons hier op hierdie triomftog en gee dat ons U elke oomblik sal gehoorsaam. Amen. Ontvang dan ook nou met binnende harte die seën van die Here en gaan leef dan ook in sy vrede. Die Here sal julle seën en hy sal julle bewaar. Die Here sal sy aangesig oor elkeen van julle laat skyn. Die Here sal julle gebede verhoor en ook aan julle sy vrede wat alle verstand te bowe gaan, ryklik kom skenk elke oomblik van jou lewe. Amen. Ons vertrou dat u die tyd saam met die woord van die Here geniet het. Mag die Here u seën en sy hand oor u hou tot ons mekaar weer sien.